Ek wil gou ook vir julle noem, ek het vergeet in die afkondiging as dit te noem. Ja, Dewald Gous ook, hy bring van die musiekstokkies van ons saam. Ek wil amper sê DVD's, ek weet of ek tyd van DVD's, maar musiekstokkies, so bring maar reg elke saam as jy belangstel. Daarvan het ek ook, hy het ook gepraat van gebedskussings. Dus daar was alles nie, die Saterdag al uitverkoop word daar in Redesburg die gebedskussingkies, so kom ons ondersteun hom, prys die Here. Bestuur het om sy werk te volbring. Sê julle nie, dis nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en dan skou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang die loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai, en 'n ander een wat maai. Kom ons kyk net vinnig hier oor. Dierbare Vader, ek wil dat elkeen hier sy gedagtes gevange sal neem, elkeen sy hart gevange sal neem, dat ons gedagtes nie sal afwyk en nie sal weggetrek word, en ons aandag en jou vyand is so lief om te steel. Dat dit nie sal gebeur nie, dat ons nie voor 'n spieël staan en ons sien die beeld en ons draai om ons loop weg en ons vergeet en dat as ons uitstap en iemand vra wat het die pastoor vanmôre gesê, nie kan sê ons weet nie, ons kan nie onthou nie. Dat u werklik deur my sal praat en dat die woord werklik iets sal beteken vir iemand hier vanmôre. Dankie Here dat u ons drie enige God is. Dankie dat u oorwinning behaal het vir ons. Word u nou ook verheerlik met die diens. Amen. Amen. Julle kan sit. Prys die Here. Ons kom Dinsdag terug van ons op baie af. En ons slaap die aand hier in die dorp. Woensdag reis bietjie plaas toe om dinge gaan doen, dinge reg kry. Daar is nou ek weg gewees. En toe daar kom, toe vang my oog iets. Ek kan sien ja, daar het gereën, ons kan sien die weer was in die gang. Wat my oog veral vang, is 'n klomp blare wat lê. En ek dink alweer by myself, dis 'n bittersoet oomblik. Dit is soet want ek is by die huis, né, so op die plaas, maar is bitter want ek sien nie kom werk. Want ja, jy moet speel, jy moet skoonmaak van al die dakke en die geete, want as dit so reën en daar's te veel blare in die voue, dan loop die water was onder die dakke in en dan op jou CD's as ek goed raak werk, ook is 'n bittersoet oomblik. En ek besef hier is 'n seisoensverandering. Dis dieselfde wat ons beleef as ons daar in Mosselbaai inry. Eerste ding dan gaan ons gou vir ons net 'n bietjie by die see staan om dit te sien. En dis 'n bittersoet oomblik. Dit is soet want jy's by die see. Dis soet want dit is 'n dorp met mooi skoon strate, daar lê die papiere rond en alles is heel, alles weg. Nee, mense werk so mooi saam, daar's vriendelikheid. Dis sê nie ons is nie vriendelik hier nie, maar daar's 'n ander soort vriendelikheid. Daar's 'n opgewonde, dit is vakansiedorp. Dis nou die soetigheid, maar die bitter is ek bly nie daar nie. Maar die eintlike bitter is jou familie, jou geliefdes is nie saam nie. Hulle kan dit nie met jou deel nie. Jou gemeente is nie saam nie. Ek so groot begeerte om 1 jaar dat ek kan bekostig om almal op 'n bus te sit of almal blyplek en sê kom ons gaan woon saam hierdie konferensie by. So dis 'n bitter soet oomblik. Wanneer ons terugkom in die dorp, Dinsdag en ek ry in, dan moet ek nie links of regs kyk nie, want dis papiere en dis kompos wat ek optree. Ek moet dak en daai verstikkende plekke in die paaie en al daai goed en dit is so stikkend. En dit is so bitter, maar daar's ook soet. Want jy's by die huis. Dit is ook soet want jy gaan jou familie sien. Nee, jou geliefdes, ja, jy gaan by jou kerk, by jou gemeente uitkom by die kraal wat jy en ander mense se hande moes losgeruk het. Bitter soet oomblik. En die Here sê vir my, dis maar net seisoene. Dis wat hy ook hierso sê. Hy sê hier, dis ek my bril op my kop. Nou het ek geleer het om op my kop te dra en soek op hom. Ons het nie daar nie. Goed. Hy sê, hy wat baie ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Saam bly kan wees. Want hierdie is die woord waar, dis een wat saai en 'n ander wat maai. En dis waaroor Paasnaweek gegaan het. Paasnaweek het daaroor gegaan dat daar 'n oorwinning gekom het, 'n seisoen het geëindig. Ek het ook donderdag gepreek en gesê dit begin onder Jesus se bloed wat gestort is en daardie Vrydag, wat het Vrydag gebeur toe die Here sê dis volbring. Dis die einde van 'n era, is 'n einde van iets en die gordyn het nie van onder na bo toe oopgeskeur nie. Hy het van waar af? Van bo na onder toe. Wie het hom oopgeskeur? God die Vader self. Hy het neergebou en gesê nou skeure, nou is daar nie meer skeiding nie. Daar was altyd in die ou seisoen was daar skeiding tussen my en die mens. Ek was agter 'n gordyn en net die hoogs heiliges kon by my kom hoor. En vir die volk om oordra, maar nou is daar nie meer die skeiding nie. Nou kan jy dit direk, nou mag jy by my Vader wees. Nee. Is dit nie wonderlik nie?
Dis die einde van 'n seisoen, en so sê die Here, onthou nie, daar was 'n bitter seisoen, waar dit net bitter was. Toe jy nog in Egipte was dit net bitter. Jy was net in die sondeval, daar was vir jou geen hoop gewees nie. Ons is nou in 'n bitter soet seisoen, maar glo vir my, die soetigheid kom. Die tyd wanneer dit net soet sal wees kom. Aanvaar en weet net dat jy in 'n seisoen is. Die Here, ek haal aan, en ek gaan hier ook lees hierso in Joshua 1. Ek lees vir jou hier vanaf vers 5, die belofte wat die Here maak hier vir Joshua. Hy sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Terloops, daai deel wat ek nou gelees het was in Johannes 4. Maar hy sê hier, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Wees baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Lyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat ek daarin geskryf het. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Ek weet nie hoe jy dit met woorde steel nie. Hy sê vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of beskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Nou jy sê, hey pastoor, maar jy lees dat hier van die wet, wat ons nou gesê het, nie baie nie. Ek gaan nou vir jou gee wat die oplossing is. Ek gaan nou vir jou sê wat die oplossing is. Die antwoord die ding wat die Here vir jou sê, vir Joshua is, wees sterk en vol moed. Hy sê in Joshua 10 vers 8 die volgende, en die Here het aan Joshua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Nou wat het hier gebeur? Wat is besig om hier te gebeur? Israel was slawe gewees in 'n vreemde land. Hulle was slawe, maar moet nie dink dit het hulle sleg gegaan oor die algemeen nie. Hulle het kos gehad, hulle het hulle eie grondgebiede gehad, hulle het hulle vee gehad, hulle het al daai dinge gehad, behalwe dat hulle onder slawerny in Egipte was. En nou kom die Here, en hy gebruik 'n diensknegt. Hoor my, hy gebruik 'n diensknegt. En hy deur hierdie diensknegt in die naam van Moses lei hy hulle deur die Rooi See in die woestyn in. Met ander woorde, uit die bitterheid, maar nog nie na die soetigheid nie, na 'n bitter soet. Die soet is, hulle is nou vry. Soet is, dat hulle is nie meer slawe van 'n volk, maar die bitter is, daar's baie challenges, daar's baie dinge. Die Here gee vir hulle wet, en hulle onderhou nie die wet nie, en as gevolg daarvan bly op hy 40 jaar daar. Maar nou kom hy, en is 'n diensknegt, en hy bring 'n ander diensknegt, wat vir Moses opvolg 40 jaar later, met die naam van Joshua. En Joshua moet hulle nou deur die Jordaan in die beloofde land inlei. Maar hy sê daar, in Joshua 10, voor daardeur gaan, hy sê, wees sterk en vol moed. Met ander woorde, selfs in die beloofde land, is dit bitter soet. Selfs in die beloofde land, gaan jy te doen kry met reëse soos Goliat. Jy gaan te doen kry met groot sterk stede. Maar as jy nou gesê handel en my vashou, dan sal jy die oorwinning verkry. Met ander woorde, daar is challenges altyd. En hier gebruik hy, wat gebruik hy? Hy gebruik diensknegte. Maar ons is 'n gelukkige posisie, ons het nie 'n diensknegt nie. Ons het die seun van God self. God kom in die vlees, en hy kom en hy sê, jy was in die vlees. Want ek het laas keer gesê, jy het twee vyande. Die vlees en die wêreld. En die vlees het jou gevange gehou. Om sonde te doen, die vlees het jou gevange gehou, dat jy geen hoop daar buite gehad het, en jy het maar net toegegee aan wat die vlees jou lei. Jy het niemand gehad wat jy met leiding gegee nie. Want deur die bloed van die Here Jesus Christus, het jy hier die Rooi See gegaan, in die woestyn in, en nou is jy nie meer net bitter, en nou is dit bitter soet. Dat Jesus het jou bevry, dat jy die ewigheidsverwagting, maar daar is nog steeds baie uitdagings wat op jou gaan wag. En nou is jy die wêreld, as jy die vlees oorwin het, en die vyand kan jou nie meer die vlees gebruik om jou te verlei nie, dan gebruik jy die wêreld om jou seer te maak. En mense kry seer as gevolg van die wêreld. Maar as jy iets het, as daar iets is wat jy het,
dan kan jy hierdie pyn, dan kan jy hierdie dinge, en dis die krag van God. Dan kan jy dit oorwin. En dis wat die Here vanmôre vir jou sê. Hy sê, hoor hierso, jy's in 'n seisoen, maar jy's nie meer in die bitter seisoen. Jy's in 'n bitter soet seisoen. En ons moet net daarin vashou. Daar is iets wat kom, wat die Here vir ons gee. Hy maak ons vry van die wet. Ek wil graag vir jou lees, daar is ongelukkig mense wat gaan kom, en vir jou gaan sê, nee, jy moet die wet volg, jy moet nog steeds onder die wet wees, en ek het dit gesê, in die plek van die wet het Jesus gekom, hy is die volmaakte offer, in plaas van 'n diensknegt, het die Seun van God self, en hy het ons vrygemaak, en as ons sy wil doen, en dan kan die Gees in jou kom lewe, dan sal dit jou baie, baie beter gaan, sê die Here. Ek het weer in die week te doen, ek het elke week het ek wat te doen met mense, wat soos ek bedien, wat jy wil aanvat en wil jou challenge. En wil jy oor die wet bring, oor name en goede. Nou weer met hulle te doen het gekry, wat ek verduidelik waar die naam Jesus vandaan kom. En dan kom hy sê, nee, ek moet na die Latyn toe gaan, en kyk wat sê, wat beteken dit? En dan sus, wat beteken dit? Nou, beteken absoluut niks in Latyn, daar is baie mense wat 'n vals ding voorgee, dit het niks daarmee te doen nie, maar dan die sus is eintlik godslasterlik, né? In Latyn is dit eintlik 'n fout. En dis nou eintlik wat hierdie mense doen, dis wat hulle kom en hulle gaan jou probeer verlei. Die wêreld gaan kom, die Here gebruik die wêreld om jou weg te bring, nie die Here nie, die vyand, die duiwel bring die wêreld om jou weg te lei en jou te laat maak en te laat voel, hy het jou teruggesit in slawerny. Die Here het gekom om jou te bevry. Hy wil jou terugsit in slawerny. Kyk 'n bietjie, en dan woorde wie gebruik hy? Hy gebruik al hierdie fariseërs en skrifgeleerdes. En Matteus, pastoor Jacques het nogal Sondag daaroor gepreek, jy kan gerus daai preek kyk, is 'n wonderlike preek geweest. En ek het ook al verlede jaar daaroor gepreek oor hierdie gedeelte in Matteus 5. Hoor wat sê die Here Jesus hierso van vers 17. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het. Hoor mooi wat hy sê. Ek wil gou vir julle sê, hy sê om te vervul. Wat beteken om te vervul? Hy het nie gesê ek gekom om dit weg te vat nie, maar hy het ook nie gesê ek het gekom om dit op julle af te dwing nie. Hy het gesê om te vervul. Met ander woorde, as jy iets vul jy iets wat leeg is, iets wat nie vervul is deur die mens nie, want die mens nie kon vervul nie, om vervul hy kom sit hy reg netjie daar, né? Dan sê hy verder, want alwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Hy sê nie vir altyd nie, hy sê totdat iets gebeur het. Wat moes gebeur? Totdat die Here Jesus Christus gekom het om vir my en vir jou los te koop, om vir ons te kom instaan, dat ons kan gaan. En ek en jy is nou in 'n posisie, as jy vandag sê, die Here sê, ek sal jou nie bo jou vermoë beproef nie. As jy vanmôre voel, dat jy beproef word bo jou vermoë, dan kom jy iets kort. Jy het nog nie die krag van die Heilige Gees ontvang. Want dit is wanneer jy deur die Jordaan trek. Wanneer jy die Jordaan trek, is daai oomblik, die oomblik as jy jou hart vir die Here gegee, dan kom die Heilige Gees en hy kom na jou binne in jou. Maar hy kan eers wakker gemaak word as jy wil. Gewoonlik kom dit by die opleg van hande. Gaan hulle daaroor lees. Maar die Heilige Gees, dis ook baie mense dit beleef, dat dit so warmte wat jy van onder na bo toe beweeg, en as jy by die mond kom, ook jy baie keer in tale begin praat, nie altyd, jy wil baie keer, nee, is die vervulling van die Heilige Gees. Met ander woorde, daar's iets wat moes gebeur, die wet gaan verby, want dat iets gebeur, daar gaan van iets beters gebeur. Hy sê, elkeen dus, wat een van die minste, vers 19, elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Hoe kry ons dit reg om die wet te vervul? Hy sê vers 20, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal gaan nie. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê nie gelykstaande nie. Hy sê julle geregtigheid moet oortreffliker wees. Met ander woorde, die fariseërs en die skrifgeleerdes is klaar gediskwalifiseer. Hy sê klaar vir julle is regtig op pad hel toe.
Julle wat sê julle nie weet. Waardeur kom ons geregtigheid? Waardeur kom ons dat ons binne die wil van God val? Deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Dis die enigste manier. Deur sy bonde het daar vir jou genesing gekom. Deur die prys wat hy betaal het, is ons vrygekoop. Hy gordyn het geskeur. Want jy sien, die Here het van sy bruid Israel geskei as gevolg van haar ongeregtigheid. Ek nou vir jou 'n bietjie dit lees. Hy het geskei, maar hy sê nou, jy wat in Christus is, die bruid van Jesus Christus. En deur Jesus Christus en deur hy liefde. Wat ook al wil neerkom, is dit doen met 'n verhouding. En ek weet julle raak moeg dat ek praat van 'n verhouding, maar dit is die eenvoudige ding daarvan. As jy nie 'n verhouding het nie, kan jy nie die wil van God beleef in die Here nie. Jy moet 'n verhouding met hom hê. Jy kan hierdie Bybel uit jou kop uit ken. Soos hierdie mense wat ook vir my sê, daar's 'n rede hoekom ek pastoor Frans van der Leen en nie Frans van der Leen op Facebook gemaak het. Weet julle wat se rede? Want die mense weet nie dan praat hulle met 'n pastoor nie. Dan kom daar baie dinge uit. Soos hierdie ou wat nou vir my kom in die naam van Jesus en hy kom met allerlei dinge wat buite die Bybel is. Jy moet tog versigtig wees. Ek sien baie mense share dinge oor byvoorbeeld sekere apokriewe boeke, soos Henoch en so. Daar's wonderlike goed daarin, maar wees versigtig. As mense vir jou sê hierdie boeke is uit die Bybel uitgehaal, die hulle vir jou. Dit was nog nooit in die Bybel gewees. Dit was nog nooit gewees nie. Die kanonieke boeke is ingesit. Dis boeke wat oor en oor bewys kan word. Dit is divine. Dit is deur God geïnspireer, nie deur mense nie. Dit is ook lank ter geskryf. So hierdie apokriewe boeke, dis hoekom mense net ewe skielik, ja, die aarde is plat en die aarde is nie rond nie, en hierdie mense wat in ruimte toe is, nie regtig ruimte nie, want hier's 'n ding wat deur jy nie kan gaan nie, en al die goeters, en hulle die Bybel heeltemal uit mekaar kom trek, en jy het nog verkeerd kom verstaan. Ek kan nie eers daaroor praat nie. Dit gaan daaroor, dat jy moet 'n verhouding hê met die skrywer van die Bybel. Dit is ons Here Jesus Christus. En dis al wat nodig is. Dink jy, 'n heilige, almagtige God sal toegelaat het dat ons 'n vals Bybel kry? Dat ons nie by hom kan uitkom. Mense haal die krag uit God uit. Haal die krag uit God uit. Hulle maak hom hierdie mystery, wat net sekere mense by kan uitkom. En dis die Fariseërs, die skrifgeleerdes. En die Here sê hier, jou geregtigheid oorvloediger as hulle wees. Hulle maak dit nie. Hulle maak dit, hulle is godsdienstig. Sien jy ooit liefde uit hulle? Sien jy ooit dat hulle vir jou die blye boodskap bring? Hulle gaan vir jou vertel, jy aanbid die verkeerde dag, jy gebruik die verkeerde name. Jy het die verkeerde goed, jy het die verkeerde gebruike. Hulle gaan al jou sondes vir jou so uitbring, maar hulle gaan nooit vir die oplossing bring nie. Die geregtigheid het kom deur die liefde van Jesus Christus. Hoe net hy ons kan red en geen wet jou kan red nie. Ek wil jy nie weglei van die Bybel en van sy wette af. Die wet wys vir jou wat sonde is, maar ek wil jou kry om 'n ontmoeting met Jesus te hê. En daai ontmoeting gebeur wanneer die Gees van die Here in jou wakker gemaak word. Wanneer die Heilige Gees, die ander trooster wat Jesus van praat, in jou wakker gemaak word en hy kan begin in jou werk. Daarom sê ek vir hulle, dis die enigste manier wat jy oortreffliker kan wees. Die geregtigheid wat kom deur die bloed van die Here Jesus Christus. Jy kan gerus, ek gaan vir jou lees Jeremia 31. Hier kom Jeremia en vanaf vers 31. Jy kan altyd onthou Jeremia 31 vanaf vers 31 of Hebreërs 8 vanaf vers 8 vertel dieselfde ding. Die Hebreërs skrywer herhaal dit net. Luister mooi wat sê hy so. Vers 31, Jeremia 31. Hy sê, kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het. Alhoewel ek gebiede oor hulle was, spreek die Here. Die Here sê, ek het met hulle hierdie verhouding gehad, maar deur my knegte. Ek het hulle die wet gegee, maar het oor en oor verkeerd gehandel. Dis hoekom hulle 40 jaar lang rondgeswerf het. Hulle het my nooit geken nie. Hulle het nooit belang gestel om my te ken nie. Hulle het nooit belang gestel om my verhouding te hê nie. Ek is maar net hierdie God wat hulle in elk geval verontagsaam het. Met ander woorde, die profeet Jeremia praat eintlik hier van 'n onvolmaakte wet, 'n onvolmaakte verbond. Nie omdat God nie volmaak is, maar omdat die mens te swak is. Hoor mooi wat ek jou sê. Hierdie verbond was onvolmaak, nie omdat God
nie volmaak is nie, maar omdat die mens nie op sy vlak is nie, omdat die mens nie volmaak is nie, omdat die mens eenvoudig net onbetroubaar is, né? Nou kom die Here, hy sê in vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. Gaan hulle die 10 gebooie nou hier binne, ek het dit ook al gehoor, want hulle vir my sê, jy gaan die 10 gebooie binne in jou hart hê, nee. Ja, as ek geval in die 10 gebooie, daar 613 wet, as jy die regte wet wil volg. Nee, dit gaan oor 'n verhouding, as die Here praat van jou hart, het dit te doen met 'n verhouding. Die oomblik wat ek 'n vrou vat, hierdie nuwe vrou, die oomblik wat ek 'n vrou vat, ekskuus as ek my oor die hare uitgesluit, ek sien baie mense dit vanoggend die eerste keer gesien, dan is daar sekere geskrewe reëls, sekere reëls wat ou weet jy moet nakom, maar dit is reëls. En jy moet jouself gedurig herinner, maar as jy in 'n liefdesverhouding met haar is, dan is dit in die hart. Dan is dit 'n kwessie van wat jy wil en nie wil nie. Nie meer wat ek moet of mag en nie mag nie. Dit gaan oor iets wat 'n verhouding bring. Die Here sê ek gee die wet in jou gedagtes, maar ek skryf dit op jou hart. Met ander woorde, omdat jy 'n verhouding het, sal die Heilige Gees, hoe meer en meer jy die Heilige Gees toelaat, sal dit wat jy doen binne die wil van God val. Met ander woorde, Paulus sê daar's 'n stryd. Onthou jou vlees is nog steeds swak. Maar toe die Here Jesus Christus, die Heilige Gees in jou gekom het, het jy 'n geestelike kamp ontwikkel. En Paulus sê die gees en die vlees is in stryd met mekaar, né? Maar ons kruisig die vlees. En dit wil in die wêreld en kom, en dis wat ons lelike en slegte dinge het wat gebeur, dinge wat seer maak. Maar hoor my mooi, as jy die krag van die Heilige Gees ontvang, dan gaan jy dit kan oorwin. Maar eers moet ons kom onder hierdie verbond om te verstaan dat die wil van die Here is nie 'n geskrewe stuk papier. Die Here wil sy wil in jou hart kom insit hierso. Hy sê, dan sal ek vir hulle God wees en hulle sal my volk wees. Met ander woorde, dan sal daar regtig hierdie verhouding wees. Daar is nie meer dan hierdie gordyn nie. Hy sê vers 34, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê ken die Here, want hulle sal my, met ander woorde, hy sê jy gaan nie meer vir ander vertel wie en wat die Here is nie. Hy sê nee, hy sê, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nooit weer dink nie. Glo jy dit? Want is die waarheid. Ek glo dit vir die waarheid. En die Hebreërs skrywer, ek het al baie gekouke so gewonder oor wie die Hebreërs geskryf. Ek het al vir julle gesê, ek dink dit is Sefas, maar ek het 'n bietjie met pastoor Jacques gesels. En dit maak nogal sin wat hy sê, want Sefas, weet julle wie Sefas? Petrus, Simon Petrus, dis 'n Hebreëse naam. En hy, in die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 4, hy sê ons het die evangelie ontvang van die apostels, né? Nou hoe kan hulle by Jesus ontvang? Hulle het by God self ontvang. Dis hoekom ek glo, dis nie of Paulus of Sefas nie. Hy glo dit is Attila, né? Attila, wat maak maar nie saak nie. Die punt is, hy kom herhaal dit, hy kom skryf hier vir ons in Hebreërs 8, en nou gaan ek vir jou lees van vers 6. Hy sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op 'n beter belofte wettelik gegrond is. Hier sê hy, ja, is 'n nuwe verbond wat beter is as die ou. Want as daardie een vers 7 onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Hy sê, want hy berispel en sê, kyk, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het, om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle verontagsaam, spreek die Here. Wat hy eintlik sê is, ek het van hulle geskei. Hy sê, ek het hulle verlos. Maar nou sluit hy 'n nuwe verbond, en nou verbond is dit met Israel, dit is nou met hulle, wat die bloed van die Here Jesus Christus vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle hart skryf. En ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede,
en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê 'n nuwe verbond het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. As 'n nuwe verbond in Christus, moet nooit dat iemand vir jou vertel. Ja, dat mense vir jou vertel van die Here, dis wat ons moet doen. Maar dan volg jy dit op met die skrif. En jy kyk na die vrug wat die persoon dra, wat vir jou beleef. Trek hy mense na Jesus toe. Red hy sien, dan vertel hy vir mense hoe dat hy heeltemal onvoldoende is, hoe hy heeltemal dit nie kan maak, en ek kan dit ook vir jou vertel, nie of ons kan het maak nie. Maar die oplossing is die blye boodskap. Die blye boodskap is die evangelie. Die goeie nuus is die evangelie. En daarom het hy vir Joshua gesê, want julle is nog in die vlees, Joshua, sê ek vir julle, wees nie bevrees nie. Hou my vas, maar vir my en vir jou sê hy iets anderste. Hy sê vir jou, ek het jou 'n gees gegee. Nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons lees dit hier in 2 Timoteus 2 Timoteus 1, ek lees gou vir jou vanaf vers 6, luister mooi wat sê hy so. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou huis is, deur die oplegging van my hande. Dis nou Paulus wat met Timoteus praat. Hy sê die 2 dinge. Die genadegawe. Wat 'n genadegawe is dit? Ons is nou onder die genade, dit is 'n geskenk wat deur die bloed van Jesus gekom het. Israel het nie die genadegawe gehad nie, hulle het net wette en reëls gehad. En 'n God wat agter 'n gordyn is en net die hoogs heiligste kan uitkom, baie van hulle het dit eers gemaak nie. Hulle het niet gehad nie, maar ons het 'n geskenk gekry. Die geskenk is daai gordyn wat van bo na onder deur geskeur is. En daardie Vrydag, dit was die einde van 'n seisoen. Die seisoen waar God van ons verwyder was en weggeneem. Daai genadegawe is dat hy nou direk daar is, die genadegawe is dat hy, Here Jesus Christus, ons na sy bruid verkies het, uitgekies het, en jy moet net kan ja sê. En dit word aangewakker deur die oplegging van my hande. Dis hoe ons baie keer, as jy die Heilige Gees wil ontvang, jy ook daar by die huis, kom by iemand uit wat hande kan lê, gesalfde hande op jou. Ek sê nie, dit kan nie net so gebeur, dit kan so ook gebeur. Ons lees van Cornelius, terwyl Petrus nog besig was om die evangelie te verkondig, toe hulle geglo het, het die Gees oor hulle gekom, en het hulle in tale gespreek, die Here se naam groot gemaak. So dit kan absoluut gebeur. Maar daar is niks daarmee verkeerd om te sê, pastoor, of jy ook al, wat 'n gesalte van die Here is, kom lê hande op my en vra vir die Heilige Gees om 'n bietjie wakker te maak met my, want ek wil ook die gawes ontvang nie. Want daar is, wat is die gawes? Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Wat is die krag? Hy sê dit hier. As ons nou gaan na Handelinge 1 vers 8, wat staan daar? Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Met ander woorde, jy sal krag ontvang om deur moeilike tye te gaan. Jy sal krag ontvang om die woord van die Here te gaan uitstraal, om dit ook te om die lig te laat skyn. Ek dink, ek het dit in Johannes raak gelees ook. Ek dink is Johannes 4 vers 16. Ja, so 5 vers 16, maar maak maar die saak nie, wat hy sê, dat as jy die krag ontvang, dan gaan die lig in jou begin skyn. Jy gaan nie vrees hê vir wat die wêreld van jou dink nie, jy gaan nie vrees hê wat mense van jou gaan sê nie. Jy is gewillig om die woord van God te verkondig, jy is gewillig om hier op 'n podium te staan, party nie almal nie, die Here gee vir elkeen soos hy wil, maar jy is nie meer vrees wat mense gaan sê nie, jy is nie meer bevrees wat in die wêreld nie gaan gebeur nie, en selfs al gebeur daar verskriklike dinge, dan kom jy in die oog van die storm, jy is ook deel van die storm, maar jy kan die oorwinning behaal. En daardie krag, dis die krag van God wat ons gesing het vanmôre, die krag van God. So dis die krag. Wat van die liefde? Dis die ander ding wat jy ontvang. Dit is hierdie agape liefde, dis heeltemal 'n ander tipe liefde. 'n soort liefde wat in jou kom vir mense wat jy vroeër nie gehad het nie. Hy sê dit hier in Galasiërs 5:22, my vrug van die Gees is liefde, né? Ook blydskap,
om bly te wees in die Here, om mag nie saak hoe moeilik dit wees, om tog daai blydskap uit te straal. 'n Blydskap en vrede wat jy nooit verstaan nie, dis hoekom ek sê, dis die ware Sabbatsrus. Die ware Sabbatsrus, die Jode het die Sabbat en al die wet ontvang, maar het nooit in die rus ingegaan nie. Dit is gedurig in 'n stryd en 'n oorlog, en elke oorlog was daar weer vrees, en elke keer moes hulle herinner word, en elke keer hulle oortree. Maar die Here sê, met die krag van die Heilige Gees, ontvang jy die Sabbatsrus. En wat is daar die rus? Onthou net, jy is nou in 'n bittersoet seisoen, maar dit is net 'n seisoen. Net soos wat September maand kom, en dan sien ons weer die daisies kom, en dan is ek weer gelukkig, kyk pastoor Annemarie is nou gelukkig, gehou ons van die koue maand, en so waar nou 'n goeie, 'n soete seisoen aangebreek, vir my is dit so 'n bietjie bitter. Want dit word koud, en dit is nie mooi nie, né? Dit is vaal. Maar dan kom die mooi, want dan al die blommetjies daar, en dan maak ons al ouer is, dan is dit weer my goeie, my soet seisoen, is waar weer 'n bietjie bitter, maar dit gaan nou weer verskriklik warm wees, né? Dis hoe ons deur seisoene gaan, geliefdes. Dit gaan met jou gebeur, dit gaan partykeer goed gaan, dit gaan partykeer minder goed gaan, maar met Christus gaan jy altyd in daai toestand bly, maar die afwagting, die blydskap is, dat daar 'n soete seisoen is, dis wat ons by Jesus gaan wees. Dan is daar geen pyn nie, daar's geen hartseer nie, daar's geen ongelukke nie, daar's nie dinge wat met ons gebeur nie, daar's nie wonde nie, daar's nie geestelike of sielkundige wonde nie, daar's nie vleeslike wonde nie, daar's nie haat nie, daar's nie bitterheid nie, daar's nie hierdie liefde saam met die Here. Dis die blydskap, daar's vrede. Ek het nou vir julle gesê hoe party mense lyk my eintlik net op sosiale media, mense wat uitlop, want hulle soek nie vrede nie, jou vyand soek nie vrede nie. Hy soek verdeeldheid. En dan gaan kyk jy en dan sien jy hoe stry hier die mense oor die Bybel. Christelike mense, godsdienstige mense, stry en trek mekaar uit mekaar. Want jy sien, hulle is fariseërs en skrifgeleerdes. Hulle ken die woord seker beter as ek, maar het geen verhouding met die skrywer nie. Dan trek hulle mekaar uit mekaar. Soek nie vrede nie. Hulle soek tweedrag, en dis vir die vyand nie. Want hoekom? Want hulle is nog in die vlees. Hulle is nog in die vlees, hulle het nog nie die Gees van God genooi om in hulle te werk nie. Lankmoedigheid, geduld, ek sukkel nog op 'n tydjie te lei. Maar ons raak nog geduldig, ons leer om geduldig te wees. Ons leer partykeer, ek tik partykeer 'n hele ou boodskap, jy weet. En dan voel ek nou beter, maar ek druk nie enter nie veel maar jy, nee, lankmoedigheid. So om net 'n bietjie te leer om tot 2 te tel en aan die wang te draai. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Ai, hierdie een is wat ek so meen. Getrouheid. Waar is die getrouheid van die mense? Ek sien in ons al baie ook, ek het nou reeds vir julle gesê, dit lyk vir my as mense, dit kan in die vakansieseisoen was, maar dit is vir my as mense al hoe meer en meer, ag ek doen my deel. Geliefdes, weet jy wat, as jy 1/10 van jou tyd sou gee, sou God van jou verwag om 2 ure en soos 25 minute 'n dag net aan te spandeer. Ek wonder hoeveel mense spandeer 'n halfuur per dag in die Here. Party mense hier op 'n Sondag, baie dankie vir julle kompetiteit, doen nie eers dit nie. As ek nou 'n verhouding met pastoor Annemarie het en ek doen dit 'n verhouding, ek dink nie die verhouding gaan hou as ek die tyd spandeer aan hierdie verhouding nie, aan hierdie huwelik nie. Ek wonder hoe lank sou dit wees as hy nie wonder of ek 'n verhouding met iemand anders nie. Ja, maar dit gaan so wees as dit nie so nie. Of as sy miskien nie meer aandag en met ander woorde, dit hoef nie noodwendig 'n liefdesverhouding te wees, maar 'n verhouding. En dit baie van ons het verhoudings met ons werk, ons het verhoudings met ons stokperdjie, ons het verhouding met die TV, of met die rekenaar, of met ons voetjies, ons het allerlei dinge, het ons genoeg tyd. Maar as ek kom by die getrouheid met die Here, dis hoe my kerk so leeg is. As ons nie daar nie. Hoekom nie? Is dit dalk omdat ons nog nie daai verhouding het nie? Is dit ons nog nie daai liefde vir Jesus het nie? Is dit ons nog nie daai ontmoeting gehad het en besef hoe lief hy ons het en wat hy vir ons gedoen het en wat hy nog steeds besig is om ons te doen nie? Mense sê ek het die tyd nie. Ek wil vir jou sê jy het tyd. Die Here sal vir jou tyd maak. Dis jy wat nie die prioriteit. Hy is nie jou prioriteit nie. En as hy nie jou prioriteit is nie, dan weet ek nie of jy, dan moet jy bly wees dat jy ten minste in die bitter soet is. Maar ek wonder of jy eintlik maar nog in die bitter vassit. Getrouheid is een van die dinge. Sagmoedigheid. Ai, mense, op partykeer maar net sagmoedigheid beteken nie jy is 'n pusher, dit beteken maar net
Ag, ek dring op die tyd vir die ander man. Ag, ek neem daai ou se posisie ag. Ek het seer gekry, hy of sy het my seer gemaak, maar wat van hom of haar? Hoe hanteer hulle dit? Hulle het ook hulle seer, hulle het ook hulle omstandighede, nee, sagmoedigheid, om 'n bietjie jou in 'n ander ou se skoene te plaas. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes is hoogmoed en trots. Hoor mooi wat ek vir julle sê, ek sê altyd, wat is die boom wat hulle geëet het, wat hulle nie mag geëet het? Appelboom. Nee, boom van kennis, goed en kwaad. Ons wil die kennis van God wegneem. Ons het die kennis. Dis hoe ons van mense wil vertel wie God en wat God is en wat sy name is en wat dit daai jy kan bid en alles. Want ons gebruik ons eie kennis. Ons nie verhouding met God nie. Dit gaan oor ons. Ons is die gode in ons lewens. Nee. Jy moet daai boom weggooi. Dis hoekom Jesus aan 'n boom, aan 'n stuk hout is die vloek. En dis daai boom, daai vloek waar hy uit gekom het. Ons moet wegkom daarvan. Ons moet wegkom van hoogmoed en trots. Ons moet wegkom van daai idee wat jy dink jy weet alles. Jy moet 'n leerbare gees kry. Jy moet gaan vrug dra. Hierdie is die vrug van die gees. Maar kyk 'n bietjie daai mense wat vir jou allerlei dinge vertel. Hoeveel van hulle dra jy liefde? Hoeveel van hulle het die liefde? Hoeveel kom as jy met boete ek is bekommerd oor jou dit en dit en dit in jou lewe. Maar al mense vertel as jy bekommerd is oor hulle, maar gee ook vir hom die oplossing. Maar jy sien hulle oplossing is die wet. Hulle oplossing is nie die Here Jesus Christus nie. Dus as 'n oor en oor bewys, ek het dit veel gelees in Jeremia 31, veel gelees in Hebreërs 8, dat ons kon nie, hulle kon nie onder die ou verbond staande bly nie. Die Fariseërs kon nie staande bly nie. Die Here sê, as jou geregtigheid nie oorvloediger as hulle is nie. Met ander woorde, hulle gaan dit nie maak nie. En al hoe jy oorvloediger kan wees as die bloed van die Here Jesus Christus, om hom te begin vertrou, te sê ek, die eie ek moet 'n kruis hê. Die eie ek bestaan nie meer nie. Die Heilige Gees moet in my kom en my hart uithaal en 'n sagte hart insit en ek gaan nou soos hy my lei. Nie soos die wêreld my lei nie. Nie soos die eie ek my lei nie. Soos die Gees van God my lei. En dan natuurlik, ek jou Gees gegee van krag en liefde en wat? Selfbeheersing. Mense sukkel daarmee. Selfbeheersing. Ek is gereeld in 'n situasie al gewees onlangs ook, waar jy self beheers, waar jy in 'n situasie is, wat ook so sê, dit voel vir jou torrel afkom, né? Of jy wil speelgoed in die kont uitgooi op daai oomblik. Maar hy selfbeheersing moet daar wees om en jy kan dit uit eie krag doen. Ek kan vir jou sê, glo vir my, ek was 'n moeilike man, vra maar my familie, ek hoor dit gereeld. Ek was nie 'n maklike ouetjie gewees nie. Hulle praat van 'n man wat ek nie ken nie. Of wil ken nie, wil dit nie onthou nie. Maar jy leer en jy kan dit self, dis iets wat ek sê nou jy leer, maar eintlik gee die Gees van God vir jou, om te kan op jou tande buite tot 10 te tel, en te sê, wag, kom ek loop net so in raai. Selfbeheersing. Want onthou net, dit wat uit jou mond uit gaan, kan jy nie weer terugvat nie, né? Jy kan verskoning vra, jy kan sê sorry. Maar weet jy wat? Dit bly maar by daai, dit bly maar daai agter wat jy sien. Jy weet, hulle sê altyd dan, tussen die lyne lees ek dinge, né? En waar 'n vuurtjie, waar 'n rookie trek is, waar 'n vuurtjie, en al daai wonderlike sê goed, kom van hierdie ding af, jy kan dit nooit weer terugtrek nie, maar jy kan eerder die selfbeheersing met in die eerste plek nie sê nie. Nee. En dan is mense, dan die mense, ek weet wat dink julle nie, ook baie van ons het mense met gedagtes, soos jy sê, hulle het dit nie. Ons moet nie Fariseërs gaan word nie, vingers by staan, nie. Ons moet net ons eie saak regkry en bid en sê, okay, daai ou sukkel nog daarmee. Kom ek bid dat hy die Gees van God ook kan ontvang. Krag en liefde en selfbeheersing, sê die Here. Geliefdes, ek wil vir u sê, is net 'n seisoen. 'n Seisoen nou, as jy hier uitry, Bloemfontein toe so net, die laaste afdry, as jy afdry op die regterkant, dan kry jy, ek kan dit nie plaas se naam onthou nie, maar dis ou president, ons rust, MT Steyn se plaas, ek dink sy agterkleinseun bly daar, ons is al daar gewees, ook min of meer die einde April rond,
iemand verjaar, en nou die persoon is 'n dame, daai tyd verjaar, dat ons genooi het, ons gaan gaan eet. Maar voor jy eet, vat hulle jou so 'n toer deur EP Steyn se huis en sy tuin, en dit was die tyd van die jaar, en die blare so val, en dit so vierkante bome, en is omtrent so enkel diepte, wat jy al hierdie mooie klere, dis ook ekstra lekker herfshempie aan het vanmorgen. Al die klere, hy het vader gesê, dis die mooiste, vir hom is die mooiste tyd van die jaar, dit is sy gunsteling seisoen. Ek kan vir jou sê, jy is dalk nie in jou gunsteling seisoen, nie dalk is jy. As jy jou gunsteling seisoen is, dan kan moeilike tye kom. En as jy nie in die gunsteling seisoen is nie, die mooi seisoen kom weer, en dis dieselfde hier. Maar dan is 'n seisoen op pad vir my en vir jou, en dis die seisoen wat nie meer bitter soet is nie. Dis die seisoen wat net soet is. Wanneer ons by hom gaan wees, waar daar geen traan, geen ongelukkigheid, geen haat, geen pyn, geen onvergifnis, geen blaam, geen niks kan wees. Maar of jy sê vergifnis kan jy ook net doen, want vergifnis is ook 'n keuse, en jy kan dit ook net doen, as jy die Heilige Gees in jou het. Amen. Kom staan voor bid ons. Staan die wil bid ons saam, tot die dierbare Vader. Ons kom tot U die naam van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van hom wat in ons woon, die nuwe trooster, die Heilige Gees. Ons sê vir U baie dankie vir wat U vir ons gedoen het. Ons gaan in 'n tydperk in waar ons later die Pinkster gaan herdenk, maar dit is net 'n herdenking. Byna 2000 jaar terug het die Gees van God reeds geval, is reeds gestuur, en is net vir ons, elke gelowige ontvang dit. En ons moet net gehoorsaam wees en sê, ek moet oorgee, ek moet die eie ek oorgee aan die Gees van die Here. Maak dit vir ons moontlik. Ek wil nou vra elkeen hier, wat hier so staan ook in wat kyk, dat hulle harte van so aard sal wees, dat hulle nou die aanraking van die Gees van God kan voel. En as die Gees van God nog nie oor gekom het, en gehoorsaam sal wees om jy in te nooi, dan moet hulle ook uitkom en sê, pastoor, op wie ook al, ek wil hier hande lê, bid dat die Gees van God op my val, ook hulle wat by die huis is. Ek weet jy kan val, soos by Cornelius, kan die Gees van God kan in mense wakker word, wakker gemaak word, net omdat ons gewillig is, net omdat ons oorgee. En ek bid dat dit sal gebeur. Ek bid dat die Gees nou kragtig op elke gelowige hier sal wees, kragtig elkeen sal aanraak. Ek bid dit Jesus naam, ek vra Here dat U as ons uitgaan, dat die lig sal dit skyn. Dat as jy uitgaan, ons bereid sal wees om te getuig, bereid sal wees om anders te wees. Dit is die groot ding, een van die grootste tekens in een woord, is om net anders te wees as die wêreld. Nie omdat ons beter is nie, maar omdat ons bly is, omdat ons opgewonde is, omdat niks ons onder kan kry nie. Seën elkeen hier in hierdie, sien elkeen wat ook daarna kyk. Seën ons as jy uitgaan, moet bewaar ons, hou vir ons veilig. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Staan nie so ontvang die seën van die Here. Ek gaan vir die seën uitspreek, en hierdie seën wil ek hê net verstaan. Dis gegee vir 'n spesiale volk. Dis gegee vir hulle wat die Gees van die Here innooi. Dis 'n belofte wat gemaak is vir hulle wat hulle self vir die Here gegee het. Hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En die vrede waarvan hy praat, is daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daai vrede wat in die middel van 'n storm kom. Daai sabbatsrus wat jy ervaar, omdat jy weet God is nog in beheer. Daai sabbatsrus wat jy ervaar, omdat jy weet jy maar, dit gaan net beter word. In die wêreld gaan dit slegter word. Maar weet jy wat, vir my is daar iets beters gewag, want die Here my kom. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie. Julle is baie welkom, as vanmôre weer koffie en tee, né? Ek het 'n bietjie opgesluk. Ek